Liewe toehoorde, dit is so wonderlik om aan te hou om in die skrifte in te kyk en die wonder van die wonders te ontdek. Hoe dat ons deelgenote van hierdie groot God van die hemele is op aarde. Hoe dat ons aan daardie realiteite kan deelneem aan sy heerlikheid, aan sy volheid. En dit is so jammerlik dat dit het so lank gevat voordat ons ontdek het dat hierdie groot God het gekom aarde toe en die aarde besoek om 'n splinter nuwe dispensasie in werking te stel. 'n Dispensasie waarin die mens absoluut aan die ontvangkant sal wees en hierdie groot God aan die kant om elke mens en elke persoon te verheerlik en te bekragtig met sy heerlikheid, met sy kennis, met sy werklikhede, met sy kwaliteite in elke mens. Dit is so belangrik dat ons nooit daaraan kon dink dat waarom het hierdie groot God gekom en vlees geword en absoluut soos ons geword, sodat ons eventueel soos hy kan wees. Dit is so pateties as jy sien hoe lank dit die mens vat om uit daardie vernedering uit te kom waarin Adam en Eva verval het toe hulle gaan wegkruip het. Daardie oomblik het die mens al sy heerlikheid verloor en toe begin dit al groter eskaleer, sodat hulle kinders, hulle eie kinders slaan mekaar dood. Kan jy dit dink? Die onkunde al groter geword deur duisende jare, totdat hierdie groot God kom om aan die kruis die werklikheid weer te openbaar, dat dit is sy skepping en wat sy skepingsdoel met ons is, dat hy ons beskou as tempels vir homself, akkommodasie vir homself, waarin hy self kan woon, waardeur hy self sy kerk kan bou, waarin hy self al die realiteite kan voortbring, wat die mens so spartel en spook om te bereik. Maar dit is nie wat die mens bereik nie. As dit nie God is wat in jou werk nie, dan kan jy net sowel opgee. Daar is nie 'n moontlikheid dat jy God kan behaag. Vlees en bloed kan God nie behaag nie. Alleen geloof in sy werksverrigting en sy bekragtiging. Dis daarom wat die skrif aanhoudend sê vir jou voorhou dat dit is net deur die geloof. Soos Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Hoe meer jy in die woord van God, in die dieptes van sy heerlikheid inkyk, kan jy dink dat ons is hier in die eindtyd, waar ons reeds die tekens van die einde sien, en mense probeer nog om in die Ou Testament te leef. 'n Dispensasie wat lank gelede verby is. Net ander mense se getuienisse, ander nasies se getuienis, het niks met ons te doen nie. Ons kyk na 'n dispensasie waarin ons self is, hier waar ons self hierdie groot God leer ken en hom behaag, soos wat hy na die aarde toegekom het, soos wat hy homself kom verneder het, om ons op te bou en uit daardie donkere, duistere wegkruipplekke van ons kan uitbring, sodat ons in 'n groot realiteit, in 'n groot verhouding met hom kan wees, en sodat ons selfs tot daardie besef kan kom, dat ons is nou medewerkers van hierdie groot koning van al die konings, en dat ons absoluut hom geleentheid kan gee om in en deur ons sy plan te bevorder, sy kennis
in ons te kom investeer, sodat die wêreld kan weet dat ons dien 'n groot God. Dit is so belangrik. Dit is daarom wat Paulus gebid het, Here, versterk ons in die innerlike mens, sodat ons tot 'n besef van hierdie heerlikheid kan kom. En so gaan hy voort, en ek lees nou vir ons in vers 18 van Efesiërs 3, voordat ons in Efesiërs 4 ingaan. Hy sê, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, om die liefde van hierdie groot God te leer ken, wat kennis oortref. Daar is nie kennis wat dit kan beskryf nie, maar God het aan ons kom openbaar watter groot realiteit hy vir ons in wording besig is om in wording te roep. Hy sê, ek lees weer vers 19, skies nog, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. As ek nou vir u kan getuig, dat as ons 60 jaar gelede vir mense gesê het, dat jy kan vervul word tot al die volheid van God, dan het hulle jou dadelik afgeskryf en jou veroordeel tot die uiterste, want dis heiligingskending. Jy kan dit nie besef, in daardie jare was die kennis so pateties, wat nou nog 'n gevolg het in die godsdienst, dat ons moet begin besef, wat is besig om te gebeur. God is besig om homself te openbaar, en hy wil in elke mens, wil hy in sy volheid begin leef, en ons moet dit besef, want anders, as jy dit nie in die geloof aanvaar nie, sal jy dit nooit ervaar nie, dit sal nooit jou deel wees nie, want alleen dit wat jy glo, gaan vir jou 'n werklikheid wees. Ons weet dat selfs die skrifte vir jou sê, soos jy dink, as jy dit begin dink en begin besef, so sal jy wees. Maar jy moet hierdie realiteite, op hierdie realiteite begin mediteer. Hoe leef 'n mens? Hoe gaan jy deur hierdie lewe as die volheid van die Godheid in jou woon? Hoe gaan dit jou spraak verander? Hoe gaan dit jou kennis verander? Hoe gaan dit jou verhoudinge verander? As hierdie groot God in jou begin woon. Hy wie gaan stil sit het by die verlamde man op straat en met hom gedeel het en hom bekragtig het. Hy wat by die put met 'n slegte vrou sy liefde kom deel het. Wanneer gaan hierdie realiteite vir ons 'n werklikheid word? Wanneer ons niks meer is nie, maar dit alleen die groot God is. Nie meer ek, Galasiërs 2 vers 20, nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in en deur my leef. Dit is so belangrik dat ons begin gelowiges word en inkyk in die skrifte. Nie hierdie realiteit dat jy jou handjie opgesteek en dan is jy nou gered nie. Dit is so, redding is so afgewaterde effek. Jy word net vir een doel gered en dit is om na die volheid op te groei. En jy kan alleen tot die volheid groei as jy onder die geklank van die woord sit. Wanneer jy hierdie realiteite geleer word, sodat jy kan besef dat dit is die woord van God en niemand, maar net niemand
kan teen die woord van God gaan nie. Ek het baie keer vir ouens wat nie wil glo, het ek baie keer gesê, Boeta, gaan na jou binnekamer toe en praat maar met jou Bybel. Sê vir jou Bybel, sê vir God, jy glo dit nie, dit kan nie wees nie. En dan sien jy wat gebeur. Dit is so belangrik dat ons die woord sal ken, nie meer in die tradisies van die ou mense. Ek kan soveel voorbeelde vir u noem, van die grootste mense in die evangelie, wat geval het, 'n fout gemaak het, en hulle hele bediening daarmee heen is, net omdat hulle nie kennis gehad het nie. Enige mens kan 'n fout maak, enige mens kan die grootste fout maak, maar enige mens wat kennis het, behoort te weet, as jy ooit in daardie situasie sou beland om 'n groot fout te maak, kan jy dadelik opstaan en jy kan jou beroep op dit wat aan die kruis gebeur het, dat hierdie groot God het jou kom bered, hy het jou kom bekragtig, jy het net vir 'n oomblik afgewyk, en dan sien jy daardie ouens, as hulle geval het, kan hulle nooit weer opstaan, en hulle word deur die hele wêreld veroordeel. En dan word hulle hele bediening daarna, as hulle aangaan met bediening, 'n gesaanik, 'n gesoebat, 'n gesmeek, en selfs wanneer hulle die grootste verborgenhede begin sien, dan is dit nog 'n smeekgebed en 'n smeking, terwyl dit 'n loflied behoort te wees vir hierdie groot God. Elke situasie waarin hy jou optel, waarin hy jou opbeer, waarin hy jou bekragtig het, is nodig om getuig te word van, en hierdie groot God al die eer te gee, dat hy het gekom om ons op te tel. Kan jy dink, as jy sien waar groot ouens geval het, en God het hulle opgetel, en jy kan sê, kyk daar wat het God gedoen, selfs die grootste ou wat geval het hy opgetel, en het hom weer herstel. Dit is so belangrik, mense, dat ons die werksverrigting van God sal sien, en nie op ons eie dade en realiteite sal staan nie. Absoluut nie op die voorvaderlike getuienisse en kennis nie. Dis absolute duisternis. Hulle het al meeste van die ou garde, soos ek self was, het as daar 'n wonderwerkie gebeur het in die verlede, dan was dit die wonder wat jy sien. Maar dit was 'n tydelike ding. Jy het nie in die gees gegroei en die volheid van hierdie groot heerlikhede gesien wat vir jou gekom het nie. 'n Absolute vernedering waarin jy staan, as jy staan op klein realiteite wat in die natuurlike realm jare gelede gebeur het. Wat het vir jou geestelik gebeur, as jy nie kan sien hoe hierdie groot God van die hemel, as 'n gees, in en deur jou wil woon, en in en deur jou wil lewe nie? Waar is jy? Dit is so belangrik, dat ons sal opgroei in hierdie heerlikhede. Dit is so belangrik, dat ons enige seminaar waarin jy versterk word, waarin jy waar kennis met jou gedeel word, sal bywoon, en dit sal waardeer as die kosbaarste geskenk wat jy ooit, nie van mense nie, maar van die hemel af kan kry. Die realiteit om versterk te word in die innerlike mens, om hierdie groot rykdomme wat vir jou gekom het in die gees, om dit te aanvaar en versterk te word, sodat jy daagliks in hierdie realiteite sal wandel, daagliks daarin sal mediteer, dag en nag, soos wat Dawid gesê het, hy mediteer dag en nag. Hy het dit nog genoem op die wet van God, maar die wet van God is dis daardie innerlike realiteit om God te behaag op elke manier. Hulle het net nie geweet dat
jy moet God behaag en deur dit wat hy vir jou kom doen het en nie dit wat jy vir hom moet doen nie. So dit is so belangrik dat ons in hierdie realiteite sal inkyk en absoluut sal versterk word. Luister nou net na Efesiërs 4, die eerste vers. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarby julle geroep is. Kan jy sien wat God besig is om te doen? Hy laat toe dat Paulus in die tronk sit en dan hierdie groot heerlikheid verkondig. Dat hy nie geïntimideer sal word deur die natuurlike nie. Dit is die grootste fout wat enige mens kan maak. As jy toelaat dat jy geïntimideer word deur die natuurlike riekalm. Jy is 'n geesmens en jy staan nou in die volheid van die gees van God as jy wil toelaat dat hierdie groot God in en deur jou lewe. En dit is die enigste manier waarop jy 'n waardige lewe kan leef. Luister weer na hierdie vers. Hy sê, ek vermaan julle dan. Kan jy dink, Paulus bid eers hier in die 3de hoofstuk, dat God julle moet bekragtig in die innerlike mens. En nou bemoedig hy jou, dat jy hierdie werklikhede absoluut moet aanvaar, en sien as 'n groot heerlikheid wat vir jou gekom het. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, al is ek in die nederigste posisie, die grootste vernederende posisie, dat jy nog die groot God kan ophef, want hy is groter as enige situasie. Nou ons weet mos nou, ons ken mos die storie van Paulus en Silas in die gevangenis, toe hulle hier 12 uur in die nag stikkend geslaan in kettinge en boeye tot hulle voete in die houtboeye gesit is, en sê Paulus vir Silas, kom ons loof die Here. Kan jy dink, geen intimidasie van enige aard in die natuurlike riekalm toelaat om jou te intimideer nie. Jy is altyd besig met hierdie groot waarde wat vir jou gekom het. Dit is net die waarde van hierdie groot God wat na die kruis toe gekom het om jou weer te herstel, om jou te wys dat jy is sy skepping en jy is in sy skeppingsdoel en jy moet nou begin weer tot jou sinne kom en jou doelgerigtheid met doelgerigtheid dan inbeweeg in jou nuwe identiteit. Dit wat hy aan jou kom voorstel, dat niks sal meer vir jou onmoontlik wees nie, as jy 'n gelowige is. Nee, daar's 3 skriffies wat ek baie keer genoem het, Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Romeine 11 vers 6, as dit uit genade is, dan is dit nie meer deur werke nie, anders is genade nie meer genade, nie meer jou bydra nie. Dis nou dit wat God vir jou gedoen het. Genesis 11 vers 6, terwyl hulle die toring van Babel bou, sê God nou, as hulle so in 'n eenheid kom, dan sal niks meer vir die mens onmoontlik wees nie. Dit is so belangrik, mense, dat ons God se plan volg, dat ons God se plan sien, dat ons nie meer met ons eie idees sal besig raak nie, dat ons nie meer met geestelike verdelings wat ongekend is, in daai verdeling sal voortgaan nie, dat ons dit absoluut sal afskryf met alles wat in ons is, want soos ons voortgaan met die skrifte, sal jy sien hoe dat God vir jou duidelik maak dat daar net een geloof is, net een, dit is toevallig in hierdie hoofstuk ook. En dis so belangrik, mense,
dat ons tot 'n eenheid sal kom en dat ons absoluut net die eenheid van die skrifte sal bevorder en niks anders nie. Luister net hoe skryf hy verder. Hy sê met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Kan jy dink, as jy in die natuurlike realm op die oomblik kyk, daar is geen band wat die mens wind nie. Dis verskillende denominasies tot duisende in een land. Geen eenheid, geen respek vir mekaar nie. En dit moet alles tot 'n eenheid kom. En soos Wurmbrand en baie van die ouens wat in die ondergrondse tronke gesit het, sê dat daar's net een manier wat God jou tot 'n eenheid bring, as jy nie tot die eenheid wil kom, as jy nie self jou eie aspirasies verloor en begin kyk wat hierdie groot God besig is om te doen nie. Hy sê dan is dit net die ondergrondse tronk. Wanneer jy in 'n verleentheid is, wanneer jy in 'n gevangenskap is en wanneer jy gemartel word en wat jy nie vir jou mede martelaar vra aan watter denominasie behoort jy nie. Nee, daar is net een denominasie en dit is Jesus Christus en hom gekruisig. Een kennis en dit is die kennis waartoe ons moet kom. Maar as ons net tot die basiese kennis van die verborgenheid van hierdie heerlikheid kan kom, dat Christus nou in ons lewe, hierdie verborgenheid, Kolossense 1:26 en verder, was verborge vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar. Kan jy dink hoeveel keer het jy dit gehoor? En het jy ooit aandag gegee daaraan? Het jy dit ooit begin bedink? Het jy ooit 'n bietjie na Kolossense 1 toe geblaai en die hele hoofstuk gelees en gesien waartoe hierdie groot God jou wil inspireer om tot 'n eenheid te kom, om tot die lewe van God te kom, die lewe wat alleen waarvan die mens geskei was, soos Efesiërs 4 vers 18, 17 en 18 sê, julle was geskei van die lewe van God, deur die onkunde wat in julle is, sodat ons nou sal besef waar ons weggekruip het, waar soos Adam en Eva weggekruip het, waar ons weggekruip het in ons onkunde, dat ons nou tot die kennis sal kom, elke mens nou begin inkyk in die skrifte en absoluut tot die kennis kom en tot die heerlikheid kom van die volle identiteit waarvoor God jou geroep het, om absoluut in hierdie werklikhede te staan. Ek lees net gou vir die vers 4 in hoofstuk 4 van die Efesiërs. Hy sê dit is een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Geen ander realiteit nie, net hierdie realiteit dat God gekom het om ons absoluut in een enkele realiteit in te lei. Dit is die groot boodskap van die Bybel en dit is die handboek wat God aan ons gegee het, wat ons na hierdie heerlikhede toe wil lei, wat ons na 'n ewige koninkryk, by 'n ewige koninkryk in die hemele, in die oneindigheid wil inkorporeer, sodat ons daarin kan leef en voorspoedig kan wees in alles waarvoor hy ons geroep en voorberei het. Prys sy groot en wonderlike naam. Amen.